Terminologie van poësie, strofe iets 'n stanza, versreel of reel iets 'n lyn, verskillende versreels wat bestaan met hulle name. 'n Couplet bestaan uit 2 versreels, tersiene bestaan uit 3 versreels, kwatryn bestaan uit 4 versreels, sestet bestaan uit 6 versreels, oktaaf bestaan uit 8 versreels. Rymskemas, paar rym, dis A en A, B en B, kruisrym, dis A, A, B, B. Jy kan sien dit maak soos 'n kruisvorm. Omarmde rym, dit's A en A, B en B. So die 2 B's is in die middel en die A maak 'n arm verom. Gebroke rym is A, B, C, A. Vrye vers is A, B, C, D. Ons gaan kyk na beeldspraak en stylfigure en halfrym. Halfrym se alliteration, die herhaling van dieselfde konsonant kort na mekaar, byvoorbeeld soggens, saans, seil en sand. Die S herhaal in hierdie reël. So is a repetition of consonants. The Is are repeating. Assonansie, die herhaling van dieselfde vokaal kort na mekaar, maar, saans en skaars. Die A herhaal in met die woord maar, die woord saans en die woord skaars. So it's a repetition of vowels. That's how you can identify assonansie, is the repetition of vowels. What is your vowels? A, E, I, O, U. So how do you identify alliteration? It's repetition of your consonants. That is how you know how to identify alliteration, and how you identify assonansie is the repetition of your vowels. Beeldspraak, metafoor. By 'n metafoor vergelyk jy 2 goed met mekaar, maar daar is nie die woorde soos, nes, net, soos of asof nie. So when there's a metaphor, the words soos en nes en net is not there. You will get it in comparison, vergelyking. Byvoorbeeld, jy is 'n vark, bedoel eintlik jy eet soos 'n vark, of jy is onnet soos 'n vark. Vergelyking, comparison. By 'n vergelyking vergelyk jy 2 goed met mekaar en gebruik soos, nes, net, soos of asof. Byvoorbeeld, jy eet soos 'n vark. So it's where you compare 2 things, living and non-living things. Personifikasie. Wanneer jy 'n voorwerp of diere menslike karaktereienskappe gee, byvoorbeeld die wind huil. Dit verwys na die geluid van die wind, die huis rook, die huis se skoorsteen. Stylfigure, lips. Die digter, spreker, maak nie sy sin klaar nie. Hy word in die redegeval, 'n woord is uitgelaat, meestal in die middel van 'n sin. Enjambement, wanneer daar geen leestekens aan die einde van 'n versreel of strofe is nie. Redes, tempo is vinniger, makliker om in lirieke te verander. Klank nabotsing, onomatopoeia, wanneer woorde gebruik word om klanke na te bots. Byvoorbeeld parakwa, this is actually the sound that will be in words.
Hyperbool maak iets groter as wat dit werklik is. Oordrywing, byvoorbeeld, daar was duisende mense om my te groet. Alleenplasing, woorde wat alleen in 'n versdeel voorkom vir beklemtoning. In the poem Toe maar die donker man, there is also alleenplasing that takes place. Elisie, wanneer 'n klank of klinker weggelaat word vir tempo of ritme. Assimilasie, wanneer twee verskillende klanke eenders gemaak word, soms verdwyn die een klank selfs. Byvoorbeeld, onbillik, met die, oppie, in die. Herhaling, repetition, woorde of frases wat in die gedig herhaal word vir beklemtoning. Kontras, 'n styfmiddel waarin twee uiterste teenoor mekaar gestel word om 'n sekere effek te bereik. Byvoorbeeld, hoe meer haas, hoe minder spoed. Beklemtoning, die klem op iets lê deur herhaling of met aksenteken. Ritme, beweging van klank waar beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepe reëlmatig op mekaar volg. Spreker in die gedig, eerste persoon is ek, my of ons, derde persoon, die man en hulle. Die sprekersdeel van die gedig, dit is vir die eerste persoon, die derde persoon. Die spreker is 'n buitestander, ook bekend as 'n alomteenwoordige verteller. Stemming, die gemoed van die gedig, byvoorbeeld vrolik, sorgeloos, weemoedig. Tema, die sentrale idee van die gedig, waaroor dit handel. Toe maar die donker man deur Ingrid Jonker. Hierdie gedig is toegewy vir Simone. Op die groen voetpad van die horison ver, om die aarde skat, stap 'n ou man wat 'n oop maan dra in sy hare, nagtegaal in sy hart, jasmijn gepluk vir sy oop knoopsgat en 'n rug gebuk aan sy jare. Wat maak hy, mami? Hy roep die kriekies, hy roep die swart, stilte wat sing, soos die bissies, my hart, en die sterre wat klop, tok, tok, liefling, soos die klein tok-tokkies in hul fyn veerkring. Wat is sy naam, mami? Sy naam is Sst. Sy naam is slaap. Meneer vergeet, uit die land van Vaak. Sy naam is Toe maar, hy heet my lam, toe maar die donker man. Mami, toe maar die donker man. What is this poem about? The mother is telling her daughter a bedtime story so that she will not be afraid of the dark. She is talking about the donker man, dark man, which is a metaphor for darkness. We can also say that the donker man is Glasvaki, Sandman. The mother is trying to create a good image about darkness so that her daughter can sleep peacefully and not be scared. Spreker. Watter tipe spreker het ons in hierdie gedig? Alomteenwoordige spreker. Ma probeer die kind gerus-stel oor die nag. Mother tries to set her daughter's mind at ease about the night or darkness. Die rym wat voorkom in hierdie gedig is gebroke rym. Vra,
The question that the daughter is asking, kan probeer die slaap uitstel. Child is avoiding sleep. Toe maar die woord toe maar is die woord in die titel. Kind is heel waarskynlik bang vir die donker. Child is most probably scared of the dark. Die donker man verwys na die gedig is geskryf as 'n vigilied. The poem is written as a lullaby vir Simone, opgedra aan die digter se dogter. The poem was written for the poet's daughter. Reël 1 tot 8 verduidelik hoe die man lyk. Dit is lyn 1 till 8. Reël 10 tot 17 verduidelik wat die man alles doen. Explains what he can do. Reël 19 en 25 sê wat die man se name is. Gives us his names. Reël 19, 18 en 26 dogter wat vra, geledelik verteller, daughter asking questions, partially also the speaker. Strofe 1, versreël 1 tot 8 beskryf die oman. Op die groen voetpad van die horison ver. Versreël 1 en 2, line 1 en 2. The word footpath, 'n smal paadjie deur mense uitgetrap in die veld. The word horizon, die pad wat die maan elke aand volg. Footpath, the word footpath, a narrow path trodden by people into the field. The word horizon, the path that the moon follows every night. Versreël 3, line 3, om die aarde skat. The word skat, troetelnaam, pet name, wys die ma is lief vir die kind. Pet name shows the mother loves the child. Versreël 6, nagtegaal in sy hart. Hy is gelukkig, het 'n lied in sy hart. Verwys ook na die mooi naggeluide. He's happy, has a song in his heart. Also refer to a beautiful night sounds. Versreël 7, jasmijn gepluk vir sy oop knoopsgat. The word jasmijn is 'n blom, it's a flower. Jasmine, ruik veral lekker in die aand. Jasmine, a flower, smells especially good in the evening. Versreël 5, 'n oop maan dra in sy hare. So it's not man as in man, the plural form. Maan refers to the moon. Versreël 5, ek herhaal, 'n oop maan dra in sy hare. 'n oop man dra in sy hare refers to hy is blessed, he is bold, he doesn't have hair. So the word, the paraphrase or the phrase, it is actually a metaphor, Afrikaans, a metaphor. 'n oop man dra na sy hare, it is not a physical moon that he has on his head. It is referring to he is bald-headed, he does not have hair. We would call it in Kasi language, cheeskop, there is no hair. Versreël 8, sy rug is gebuig, omdat hy baie oud is. His back is arched because he is very old. En 'n rug gebuk aan sy jare, that refers to that he is old. We know that he is elderly.
Israel 9. Die dogtertjie vra aan haar ma voordat sy aan die slaap raak. The little girl asks her mother questions before falling asleep.